Geliefdes, die Here sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus ons Here, en dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here, Gesang 159, vers 1 en 3. God is hier teenwoordig en dit wat daarop volg. Gesang 159. Broers en susters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan God se wet volgens Eksodus 20. As ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie.
Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Laat ons sondes bely. Kom ons sing Gesang 238 vers 1 en 3. God, enkel lig voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238. Susters, ons het sopas deur ons sang voor God erken dat ons sondaars is. God verseker ons dat hy ons vryspreek wanneer ons in sy woord lees. Almal het gesondig en is ver van God af, maar ons word, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing in Jesus Christus. Laat ons nou ons skuld in God so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons loof die Heer deur Gesang 390 vers 2 en 3 te sing. U liefde is onpeilbaar groot. Ons sien nie om te ly nie. Geen kruis stuit u, geen vloek, geen dood om sondaars te bevry nie. Gesang 390 vers 2 en 3.
Gemeente, ons gaan vanmôre saam lees in die woord van die Here, die evangelie volgens die beskrywing van Johannes, daarvan die 17de hoofstuk vanaf vers 1 tot 11 en daarna vers 25. Maar voordat ons saam lees in die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde in gebed en dan vra ons vir die Here om hierdie woord vir ons oop te maak. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Baie dankie, o Here, dat U ons opgewek het in hierdie oggend en dat U vir ons elkeen die begeerte in die hart gegee het om hier in die huis by mekaar te wees. Aan die een kant, o Here, om as medegelowiges by mekaar te kom en mekaar se laste te kan deel, maar bo alles, o Here, om in U heilige teenwoordigheid te wees. Om hier vir U te kom sê dat ons glo met ons hele hart dat U ons God is, die enigste God. Dat U ons enigste saligmaker is en dat U deur U genade en die werking van Jesus Christus en die Heilige Gees ons U eiendom kom maak het. Dankie, o Here, dat ons kan weet dat die feit dat ons U eiendom is, maak ons vir U aanneemlik. Ja, Here, ons het steeds foute. Ons doen steeds baie verkeerde dinge en het baie sonde in ons lewe. Maar Here, dankie dat ons in 'n lewende verhouding met U kan wees en dat ons kan weet dat U ook daardie sonde vergewe. Nie sodat ons kan voortgaan in ons sonde nie, maar dat ons kan breek met daardie sonde. Want Here, U is die een wat dit vir ons moontlik maak om die klein bietjie dinge in ons lewe wat ons reg doen, reg te kan doen. As U nie ons Vader was wat ons in die hand vasgehou het nie, dan sou ons niks goeds vanuit onsself uit kon doen nie. Daarom, Here, is ons dankbaar en is ons nederig voor U, in die wete dat U ons God is. Ons wil hierdie gemeente, elke huisgesin, elke lidmaat, die herderspaar van hierdie gemeente, ons wil hulle elkeen aan U opdra. En ons wil vra, Here, dat U ons elkeen genadig sal wees. In elkeen van ons se lewe is daar groot beproewing. Is daar groot bekommernis, is daar siekte, is daar stryd, is daar dood, is daar pyn en lyding. En Here, in hierdie gebroke omstandighede vanuit hierdie gebroke wêreld, kom ons vanmôre na U toe en ons staan stil en ons sê, o Here, ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie en ons weet nie hoe ons omstandighede moet hanteer nie. Maar Here, wees ons genadig. Staan elkeen van ons by soos wat ons behoefte is, o Here, maar bo alles volgens U wil. Help ons, o Here, om in lyn te kom met dit wat U vir ons lewens wil. As ons nou in die woord gaan lees, o Here, ook met die oog daarop om ons voor te berei om aan die tafel van die Here te kom aansit met die Paasfees, wil ons vra, Here, dat U vir ons hierdie woord sal oopbreek. Dat U vir ons so sal lei, o Here, dat dit U sal wees wat vandag tot elkeen van ons hart spreek, deur die woord van 'n gebroke mens. Ons vra, Here, dat U vir ons sal help om in hierdie week wat voor lê onsself ook voor te berei vir hierdie grootse ontmoeting aan U tafel met U wat die lewende God is. Wanneer ons aan die nagmaalstafel dink, o Here, dan sidder ons soms. Ons dink aan die tekste in die Bybel wat vir ons ook voorgehou word in die formulier. Dat ons nie 'n oordeel oor onsself moet drink en eet nie. En wat daarmee saamgaan. Maar Here, help ons om ook te besef dat daardie woorde nie bedoel is om ons van die tafel af weg te wens nie. Maar dat dit ons net daartoe moet stem om ons hart en ons gemoed in lyn te kry met U wil. En dit is vir ons as mense eintlik 'n onmoontlike taak, daarom vra ons. En hierdie paar dae voordat ons aan die nagmaalstafel gaan sit, dat U ons sal voorberei
Dat U ons sal lei, dat ons onsself kan voorberei na die beste van ons vermoë om hier aan die tafel te kom sit. Om U genade en U liefde, U redding en verlossing te kom sien, te kom smaak, daaraan deel te kan hê. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here, en ons pleit dat U ook ons sonde sal vergewe. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre saam Johannes hoofstuk 17, waar Jesus vir sy disippels bid. Ons lees tot by vers 11 en dan spring ons na die einde van die hoofstuk toe. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê: Vader, die tyd het gekom, verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U aan hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring, wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee. En hulle het U woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het, van U afkom. Want die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van U af gekom het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan my behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U. En aan wie aan U behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. En dan vers 25, regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En hulle hier weet dat U my gestuur het. Tot sover, broers en susters, lees ons saam in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen van ons wat hierdie woord van God hoor, wat dit glo en wat elke dag ook daarvolgens lewe. Ons gaan voor die woordverkondiging saam sing, gesang 395. Daarvan sing ons vers 2 en vers 3. My verlosser aan die kruis, ly vir sonde, smart en pyne ook vir myne. Van die vloek maak hy my vry en sy sterwe red ook my. Gesang 395 vers 2 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in die
wêreld waarin u en ek onsself bevind, is daar 'n klomp stemme wat opgaan. Daar is 'n klomp mense wat praat en hierdie mense wat praat is gewoonlik die mense in magsposisies. En hulle skreeu behoorlik dat elke mens op aarde hulle kan hoor. Selfs hier vanuit die suidpunt van Afrika uit, dink ek neem mense kennis van dit wat hier gesê word. En u en ek as gelowiges, ons hoor al hierdie dinge. En as ons praat van hoor, dan praat ons van 'n figuurlike hoor. Maar u en ek as gewone mense, werkersklas, wanneer ons al hierdie dinge hoor en sien wat aan die gebeur is in die wêreld rondom ons, dan kan ons nie anders as om bekommerd te raak nie. Ons hoor wat die wêreld sê en ons sien die vyhandigheid teenoor die Christelike kerk, teenoor Christen gelowiges soos u en ek. En ons kan nie anders as om te sidder nie. Al is ons gelowiges, kan ons ook nie net terugsit en sê, maar ons kan net gelowig wees en glo alles sal regkom en bid dat alles sal regkom nie. Dis natuurlik waar. Ons moet bid en ons moet bly glo. Maar ons moet ook bekommerd wees wanneer die wêreld rondom ons in mekaar val. En ons moet vir onsself gaan uitmaak, maar waar staan ons? Onsself posisioneer, sodat ons ook na ons eie lewe gaan kyk, ons eie veiligheid, in terme van ons fisiese lewe, maar ook ons geestelike lewe. Vroeger jare, broers en susters, sal jy almal onthou, so in die omgewing van 25 na 30 jaar terug, tyd waarin ek groot geword het, het almal gewaarsku teen die groot vyand, die kommunisme. En toe later is ons gekalmeer en rustig gemaak en almal het vir ons gesê, maar die kommunisme is dood. Nou praat almal van die nuwe wêreldorde en wat daarmee saamgaan. Die nuwe wêreldorde wat alles oorneem en alles beheer. Een wêreldregering, een wêreldmag. En u en ek as gewone mense, ons weet nie waaroor hierdie dinge gaan nie. Ons kan 'n studie daarvan gaan maak en ons kan onsself gaan posisioneer, maar ek dink wat die belangrikste is dat ons moet besef dat al hierdie voorbeelde wat ek genoem het, die kommunisme, die geldmag, die wêreldorde, alles is maar dieselfde ou vyand van God. Dis maar dieselfde ou vyand wat net elke keer in 'n ander gedaante na ons toe kom. En die aanslag van hierdie magte van die bose is om die kerk van Jesus Christus te ondergrawe. Hulle wil graag hê ons moet sink. Die Bybel praat van die brullende leeu wat rondloop, wat daarop uit is om gelowiges te verslind. Dis niks anders as hierdie magte in die wêreld wat aan die werk is nie. Ons leef in 'n tyd waarin baie dinge verander het en ek kry baie ouer mense baie jammer. Want u het groot geword en ek selfs het groot geword in 'n tyd waar daar beginsels was, 'n tyd waarin die Christelike geloof die toon aangegee het, alles bepaal het en nou ewe skielik het alles verander. Ewe skielik is Christus en God in die kerk uit en mense is in. 'n Grondwet wat mense regte opeis, dikteer vandag ons lewe. In die tyd waarin ons leef, geliefdes, dink ek, kan ons 'n vyand van die kerk noem, naamlik die humanisme. Maar die probleem is dat hierdie beweging ook vanuit die kerk uitwerk. Humanisme beteken maar net dat 'n mens in jouself glo, op jou eie krag en vindingrykheid en vermoë in staat maak. Ons sien dit in die wêreld rondom ons. Baie mense sê, maar dit is ek wat werk, dit is ek wat sorg vir my familie, vir my vrou en vir my kinders, maar daardie mense vergeet dat dit God is wat die vermoë gee om te werk, om te sorg en om te versorg. Ons leef in die tyd, broers en susters, waar almal regte het.
Ons lees tot van misdadigers wat regte het. Maar u en ek as Christen gelowige mense wat ons bes doen om reg te lewe, ons het nie regte nie. En broers en susters, ek dink ons moet vir mekaar dit vandag sê, ons kan niks daaraan verander nie. En dit help nie ons gaan daaroor in 'n hoek sit en huil nie. Ons moet dit vir mekaar erken, ons moet dit besef, en ons moet 'n plan maak. En die plan wat ons moet maak is terug na God toe. Want die wêreld kan alles by ons vat. Ja, ons kan vandag hier uit mekaar uitgaan en u of ek kan die volgende een wees wat vermoor word. Ons kan daaraan niks verander nie. Maar ons kan ons gesindheid in die lewe verander. Ons moet weer sorg dat, maak nie saak wat die wêreld sê nie, dat God in beheer is van my lewe, dat hy my koning is, dat hy my redder en my verlosser is, en dat hy die belangrikste persoon is in my lewe. Maak nie saak of die wêreld dit anders voorskryf nie. Hulle kan ons nie dwing om anders te glo nie. En al wat ons, noem dit maar ons volk. Ek dink dit is verkeerd om te sê ons volk nie. Ons volk nog altyd gered het, was ons geloof in God. Die Here het altyd groot dinge in ons volk se geskiedenis laat gebeur, nie omdat ons besonder kosbaar is nie, maar omdat ons besonder begenadig is. Geliefdes, 'n saak wat ek dink van groot belang is in die tyd waarin ons leef, is ons kinders. Baie van u soos wat hier sit, praat ons eintlik van die kleinkinders. Hulle wat nog 'n toekoms moet maak, hulle wat nog ergens iets moet vermag. Baie van ons se lewe is eintlik grootliks verby. Maar hulle het nog 'n lewe wat voor hulle lê. En is ons verantwoordelikheid om vir hulle daardie toekoms moontlik te maak. En die enigste manier hoe ons dit kan doen, is deur Jesus Christus. U en ek kan niks verander nie. Ons kan net 'n goeie voorbeeld vir hulle leef, in geloof voor hulle leef, sodat hulle ook hulle heiland, hulle verlosser kan leer ken, kan raak sien. En dit is die uitdaging, dink ek, in elkeen van ons se lewe. Ons kyk ook in hierdie tyd na die lyding van Jesus Christus hier op aarde. Ons kyk na sy kruisiging, sy sterwe. Maar bo alles moet ons ook kyk na sy opstanding. Want ek dink as ons gaan kyk na ons lewe, en vergun my om dit te sê, en ons vergelyk ons lewe met Jesus Christus se lewe, ons het nie die doodsangs wat hy gehad het nie, ons het nie daardie geweldige lyding nie, maar daar is dinge wat ooreenstem met sy lewe, die pad van stryd. Ons deel in daardie stryd omdat ons kinders van God is. En ons moet ons nie blind staar in daardie lyding, swaar kry, veronregting, wat ook al nie. Ons moet daarin juis die boodskap van die evangelie daar agter raak sien. Ons moet nie Jesus in die leë graf aan die kruis, waar hy aan die kruis gesterf het, raak sien en daarin vaskyk nie. Dis belangrik om dit waar te neem. Maar ons moet fokus op die leë graf, hy wat opgestaan het. Want so seker as wat hy opgestaan het, so seker sal u en ek eendag ook sterf en opstaan. Hy sal ons opwek. En dit geld ook vir ons in ons lewe. Daar waar ons swaar kry, seer kry, val. Daar waar ons op die laagste punt in ons lewe is, daar is God by ons en tel hy vir ons op. Help hy ons om weer op ons voete te kom. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is tussen bepaalde gebeure in Christus se menswording vir ons ingeskrywe. Juis met die doel om duidelik na vore te bring, dit wat Jesus se menswording en veral sy terugkeer na sy Vader toe beteken. In die hoofstukke wat ons teks vooraf gaan, is dit duidelik dat Jesus openlik en eerlik met sy disippels praat. Hy wil hulle voorberei dat hy moet weggaan. Hy wil hulle eintlik speen aan sy teenwoordigheid. Hy sê vir hulle dat hy moet heen gaan na sy Vader toe. Dat hy hier gewoon en gewerk het en geleef het om sy Vader te verheerlik.
Maar nou gaan die Vader hom verheerlik. 'n verheerlikte liggaam gee na sy opstanding. Dat hy sy disippels gaan verlaat. En dat hierdie groepie mense wat hy opgelei het, geleer het, onderrig het, nou moet agterbly en self moet voortgaan. Dit sê ook iets van my en u, broers en susters. Ons het nie by Jesus self studeer nie, maar ons het aan die hand van sy woord in die kerk, en die woordverkondiging van hom geleer. So het hy ons geonderrig, maar u en ek moet ook op ons eie aangaan. Ons moet ook die lewe leef. Elkeen van ons het elke dag keuses om te maak, besluite om te neem. En daardie besluite moet ons neem vanuit ons Christelike oortuigings. Vanuit dit wat die Here vir ons geleer het. En daarom, broers en susters, moet ons positief wees oor die lewe. Ons moet nie in 'n hoek gaan sit en huil oor die onreg, die moord en die doodslag nie. Dit is belangrik om daaraan te dink, maar dit moet ons nie ontmoedig nie, dit moet ons nie ten gronde rig nie. Want dit is wat die wêreld wil hê. Die wêreld wil hê dat u en ek moet moed verloor. Dat ons van God sal vergeet, sodat ons ook maar hel toe kan gaan. Die gedeelte wat ons teksgedeelte opvolg is waar Jesus gevange geneem word. En menslik gesproke is hierdie volgens die Joodse raad die einde van Jesus Christus. Die einde het aangebreek. Hulle het gedink dat hulle sy ondergang bewerk het. Hulle het gedink dat die naam van Jesus Christus uit die geskiedenis uit sal verdwyn. Dat niemand weer aan hom sal dink nie en dat niemand hom sal onthou nie. En dan ongelukkig, broers en susters, sien ons dat dit ook by sy disippels so 'n klank gebring het. Toe Jesus gearresteer is, toe het almal uitmekaar uitgespat. Selfs sy getrouste disipel het hom verloon. Daar waar die haan gekraai het. Het hy gesê, ek ken hom nie. Maar net 'n kort rukkie van tevore het hy gesê dat ek sal saam met u sterf. Al sal ek alleen wees, sal ek saam met u sterf. Jesus was maar al te bewus van hierdie omstandighede en dit wat oor sy disippels se pad sou gekom het. Hierdie ewe skielik is ek weg en nou is julle alleen. En ek wil die alleen noem dat in terme van u en ek wat ook alleen is op 'n ander manier. Ons voel dat ons alleen is. Ons voel dat alles en almal teen ons is. Maar ons mag nooit vergeet nie dat Jesus Christus se gees, die gees van God uitgestort is. As plaasvervanger, as die trooster vir my en vir u. En die disippels het dit op daardie stadium nie gehad nie, maar u en ek is daarmee gebore. Omdat ons die kinders van gelowige ouers was. So en u en ek was nog nooit alleen nie. En eendag as die einde vir ons aanbreek, sal ons ook nie alleen wees nie, dan sal ons in die teenwoordigheid van God wees. Een wonderlike voorreg wat u en ek het. En mag die Here gee dat u en ek dit nooit sal vergeet nie. Dat ons hierdie gevoelens van op ons eie wees en alleen wees, dat ons dit agter ons sal sit en weer voortleef met die blye boodskap van Jesus Christus wat opgestaan het, wat ons opstanding 'n werklikheid gemaak het. Die Gees van God wat by elkeen van ons is. As ons gaan kyk na die teks wat ons gelees het en ons vergelyk dit bietjie met ander tekste wat in dieselfde rigting praat, dan dui dit op die pre-eksistente Christus. Dis die geleerde woord wat maar net sê dat voordat die wêreld geskep is, was Christus al daar. Ons lees dit in die Johannes Evangelie hoofstuk 1 vanaf vers 1. Die bekende gedeelte, in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God.
En dis maar net om vir ons te sê dat hierdie Jesus Christus, hierdie Seun van God wat mens geword het, wat gesterf het en wat opgestaan het, die een is wat gehelp het om ons te skep. Hy is die een wat help om ons lewe in stand te hou. Hy is die een wat deur die werking van die Gees van God in ons lewe teenwoordig is. Dit is hierdie Jesus Christus wat God met ons geword het vir die mense, in wie se tyd hy geleef het, maar ook vir my en vir u. God met ons is Immanuel, deur die werking van sy Heilige Gees. Jesus het sy naam aan die mensdom bekend kom maak. Jesus Christus het iets van die wese en die karakter van God aan mense bekend kom maak. Naamlik die liefde van God, die genade van God. En daar moet ons ook nie 'n fout maak om alleen daarin vas te kyk nie, broers en susters, want vir ons is hy genadig, hy het ons gered. Hy sorg vir ons. Maar dieselfde God is ook 'n God van oordeel, is ook 'n God wat straf. En as u en ek nie leef volgens dit wat God vir ons voorskryf nie, dan sal ons dalk ook eendag gestraf word. Maar ons kan onsself daarin ook vertroos in die wete dat God nie die onreg vir ewig en altyd sal laat voortgaan nie. Mense in die tyd waarin ons leef spot met God. Hulle lag vir God, hulle maak belaglike opmerkings oor goed waarvan hulle niks weet nie. En vir my en vir u kwets dit. Maar ek is oortuig daarvan dat God dit ook nie vir ewig sal toelaat nie. Maar nou is dit belangrik, geliefdes, dat u en ek so moet leef, dat as wat ook al gebeur, God kom en hy straf die ongeregtigheid, dat u en ek nie daarin betrap word dat ons deel is daarvan nie. Daarom moet ons onsself distansieer van dit wat verkeerd is, en ons moet hou by dit wat reg is. Want as die Here, ons het dit gesien in Egipte, die huise waar die bloed aan die mure gemerk was, daar het God verbygegaan. Daar het die doodsengel nie ingegaan nie. Daar het God gered, maar waar dit nie was nie, het hy vernietig, het hy doodgemaak. En broers en susters, die bloed wat daar aan die deurkosyne geverf was, is deur Jesus Christus se bloed vervang. Steeds simbool van sy genade, sy verlossing, sy redding is die bloed van Jesus Christus. En daarom, broers en susters, dat ons in hierdie tyd waarin ons ook voorberei om aan die tafel van die Here te gaan sit, dat ons weer gaan erns maak met ons eie lewe, ons eie rigting wat ons inslaan. Want die rigting wat u en ek inslaan is 'n ander rigting as die van die wêreld. En ons moet weer gaan kyk na wat dit beteken, en ons moet weer vir onsself gaan uitmaak hoe belangrik hierdie gebeure is. Jesus het nie maar net gekom en hier vir ons kom 'n paar lessies gee nie, hy het kom sterf. Sy bloed het gevloei vir my en vir u. En daarom kan ons nie maar sommer net aan die tafel van die Here kom aansit en dink alles is reg en alles is mooi en alles is goed nie. Ons moet weer vir onsself gaan bepaal, maar waar staan ek in my verhouding met God? Die formulier van die nagmaal sê dat ons moet versigtig wees om nie 'n oordeel oor onsself te eet en te drink nie, is waar. Maar dit moet ons ook nie weghou van die tafel af nie. Dit moet net maak dat u en ek gaan besin oor ons lewe, gaan kyk na ons verhouding met God en met ander mense, en as daar iets verkeerd is, om dit reg te gaan maak. En hoe makliker is dit as ek en Piet woorde gehad, en dan gaan ek na Piet toe en ek sê, Piet man, sorry, ek is jammer, vergewe my, kom ons stap die pad weer vorentoe en ons maak vrede. En dieselfde met die Here. Ons vra vir die Here om vergifnis vir dit wat ons verkeerd gedoen het, ons sit dit agter ons en ons vergeet daarvan soos wat hy daarvan vergeet. En ons kom sit aan die tafel en ons kom drink en eet saam met hom.
Ons proe sy genade en sy liefde in die tekens, die brood en die wyn wat vir ons voorgesit word. Jesus is nie meer in hierdie wêreld nie. Ons weet hy die wêreld verlaat en hy het sy disippels probeer voorberei op hierdie weggaan van homself. En u en ek is in dieselfde omstandigheid. Ons voel ook alleen. Maar ons mag nooit vergeet dat die Here vir ons sy Gees gestuur het nie. Daarom sê hy in vers 26, ek het die naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het in hulle kan wees, en ek ook in hulle. In hoofstuk 16 vers 7 sê Jesus, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal hy na julle toe kom. Kan jy sien, geliefdes, dat u en ek nie alleen is nie. Dat ons nie hoef bekommerd te wees nie. Ja, ons moet doen wat ons hand vind om te doen. Ons moet ons kant bring so ver ons kan. Ek het in die week met iemand gepraat. Toe sê ek, ons kan nie net terugsit, en ek glo dit met my hele hart. Terugsit in die geloof dat alles sal regkom nie. As die voortrekkers by Bloedrivier dit gedoen het, was daai laar uitgewis. Die regte manier is om te bid, gelowig te leef, maar om ook te doen wat ons kan. Ons kan in ons omstandighede nie baie verander nie. Maar ons kan in die manier waarop ons omstandighede hanteer, dalk heel wat verander. En dit is die uitdaging, geliefdes. Dit as ons as groot mense swartgallig is en negatief is en bang is vir alles, gaan ons kinders dit ongelukkig ook sien. En dan gaan hulle ook soos ons wees en soos ons optree. Mag die Here gee, geliefdes, dat elkeen van ons opnuut sal leef vanuit die genade en die liefde, die kragtige, troostvolle werking van die Heilige Gees van God wat by ons is. En mag die Here gee dat ons nooit sal moedeloos raak nie. Dat ons die stryd sal stry, want dan weet ons, as ons end uit volhard, sal ons die oorwinning behaal. Amen. Kom ons bid saam. Troue Hemelvader, baie dankie vir u genade en u liefde. Dankie, o Here, dat u vir ons goed is en dat u vir ons sorg ook in omstandighede wat nie vir ons gunstig is nie. Ons bid, o Here, dat u in hierdie week wat voorlê met elkeen van ons sal wees, dat u ons wat aan die tafel wil kom aansit, dat u vir ons sal lei om na ons eie lewe te gaan kyk. En help ons ook, o Here, om nou daarom ook nie te hard op onsself te wees nie. Dat ons ook nie van die tafel sal wegbly uit vrees uit nie. Maar dat ons nederig voor u gaan buig en vergifnis vra en met die regte gesindheid kom aansit. Ons vra ook, o Here, terwyl ons weet daar baie mense in hierdie Paastyd weggaan, dat hulle op die paaie gaan wees, o Here, en ons vra dat u ook vir die van ons wat gaan reis en ons geliefdes wat gaan reis, dat u ons elkeen tog sal bewaar, o Here. So bid ons ook, o Here, vir ons land, ons bid, Here, vir bekering. Ons bid, Here, dat u hulle wat u so belaster, sal bestraf ook, o Here. Ons vra dat u sal gee dat ons en ons volk u sal bly dien in ewigheid. Want selfs al sterwe ons dan, o Here, is dit vir ons wins, is dit 'n oorwinning. In en deur dit wat u gedoen het. Ons bid alles, o Here, nie omdat ons enige verdienste voor u het nie, maar alleenlik omdat u 'n genadige God is, ons Vader. Amen. Geliefdes, ons sluit af en ons sang saam gesang 388. Daarvan sing ons vers 1, 2 en 3. Aan sondaars gee u vrede, ons straf het u gedra. Mishandel, onderworpe,
God se lam op Golgotha en dit wat daarop volg, Gesang 388, vers 1, 2 en 3. Geliefdes, gaan heen en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en ook aan elkeen van u sy vrede gee. Amen.